My altyd interessant as politici begin dink hulle mag of gesag is die hoogste vorm van mag en gesag. En dat hulle vir mense kan sê, kyk hulle hou op luister na wat die mense wil hê. Hulle hou op luister na die mense van die land. Hulle sê die mense van die land. En dit is nou net weer eens minister van sport, Guyton McKenzie se stelling hier op sosiale media dat hierdie nou die laaste keer is wat Geloftedag en Versoeningsdag twee verskillende feeste is. Van volgende jaar af. Een fees, want ons is almal Mandela se kinders. I want to thank the Afrikaner community that is here. Baie dankie dat u dit goed gevind het om vandag saam met ons hier fees te vier. Ons is een nasie onder God en baie dankie dat u gekom het. This is the last year that there will be separate festivities. We have one president in the country leading all of us. From next year, we shall celebrate this important day together as a nation. Ai. Wyse leiers, volwasse, gesonde, regdenkende, wyse leiers sal na Suid-Afrika kyk en sê maar hier's 'n klomp kulture, 'n klomp geloof, 'n klomp mense. Kom ons gun hulle elkeen die spasie om hulle eie kultuur uit te leef. Kom ons integreer nie ten koste van diversiteit alles in een hoop nie. Kom ons gee spasie vir 'n groep wat hulle kultuur wil uitleef. Inteendeel, kom ons gee spasie vir 'n groep wat hulle geloof wil uitleef. Want die geloftedag is nie net 'n kulturele ding. Dis ons geloof. I would like to applaud Minister McKenzie for having reached out to them together with our Premier Ntuli to have asked them to send representatives led by Professor Karel Boshoff to come and speak here. And also to say that in the following years we want to see the 16th of December, particularly here in KZN, being a day in which we hold a joint commemoration of the 16th of December, which we call Reconciliation Day. Combining the two would give more meaning to reconciliation. And I'd like to thank them for that. And I do hope that Professor Karel Boshoff and his committee will consider this positively and join all of us, not in a separate commemoration event, but in a united national event which we call the National Day of Reconciliation. Ek kan nie sien dat Guyton McKenzie vir die moslems sal sê, luister, julle moslemfeeste moet nou integreer met ander feeste, met wêreldse feeste nie. Kom ons noem julle moslemfeeste nou ander name en hulle moet anders gevier word. Maar dis maar okay as hy dit doen met ons geloof. Jy sien, hy vergeet dat die gesag voor wie ons die knie buig, bietjie groter gesag is as politieke gesag. Ons buig nie die knie voor 'n minister of 'n mens of 'n president nie. Ons buig die knie voor ons Vader. En ek wonder of ons is almal Mandela se kinders, of hy dit gesê het met die oog daarop dat Mandela ons Vader is, half tong in die kies om te koggel met ons gelofte, want natuurlik ons glo dat die skepper van die hemel en aarde ons Vader is, en nou maak hy 'n aanname dat Mandela ons almal se Vader is, wat natuurlik laster sal wees. En as ons nie so hoe sal mense nou sê, slapgat volkie was nie, so ons dalk leiers gehad, geestelike leiers, wat hom gevra het daaroor. Wat gevra het, minister, is dit wat jy bedoel? Bedoel jy dat Mandela ons Vader is en nie die skepper van die hemel en aarde? Nou, miskien daar gelaat, vir nou. Jy sien, volgende jaar, die 16de Desember, sal 'n wyse leier dalk sê, los hierdie mense. Hulle pak piknikmandjies, hulle sing liedere, hulle bid, hulle waai vla, hulle kom op feesterreine by mekaar en hulle omhels mekaar en daar word nie bomme geplant nie, daar word nie oorlog gepraat nie, daar word nie haat aangeblaas nie. Daar word nie liedjies gesing wat sê kill other types of people nie. Daar word nie plakate rondgeswaai wat sê kill ander mense nie. 'n Rustige, vreedsame groep wat gebind is aan 'n gelofte wat hulle gemaak het aan hulle Skepper en wat dit moet betaal.
Minister Gayton McKenzie, volgende jaar 16 Desember sal ons volk weer ons gelofte betaal. Jy kan die monumente vernietig, jy kan die feesterreine afslaan en platslaan, jy kan die weermag ontplooi, jy kan dit verbied en verban, jy kan dit onwettig maak om die gelofte af te lê. Maar volgende jaar 16 Desember sal ons volk dit doen. Al doen ons dit in ons binnekamer, al doen ons dit agter skoolsaal of daar waar jy ons nie kan sien nie. Ons weet daar kom vervolging, ons weet dit klaar. Maar ons sal ons gelofte betaal, want weer eens, die gesag waaraan ons dit betaal is so bietjie hoër as die gesag wat jy het. Jy sien, hele ministers luister nie meer. Jy is net soos John Steenhuisen, wat nie meer luister na die boere nie. Jy luister nie meer na die mense nie. Daar is nie meer wysheid te vind in julle uitsprake nie. Ons volk betaal op die 16 Desember ons gelofte. Dis ding wat ons doen. En jy kan besluit om dit te probeer stop. Of nie. Dalk net op 'n persoonlike noot, 'n laaste gedagte en absoluut net op 'n persoonlike noot. Ek weet nie of die minister van sport 'n gelowige man is nie. Ek weet nie wat sy geloof hy het nie. En ek is nie hier om sy geloof te beoordeel of te beïnvloed soos wat hy met ons sin doen nie. Maar my persoonlike opinie, wat ek nou net sit en dink aan, is as ek nou die roem en die eer van die oorwinning wou steel van iemand, soos wat hy nou maar eintlik wil doen, want hy wil hê ons moenie die roem en die eer van die oorwinning gee aan, dan sou ek dit dalk nie gedoen het met die God van Bloedrivier nie. Ek sou dit dalk oorweeg het om nie daardie roem en eer van daardie oorwinning te probeer steel nie. Weer eens, net my persoonlike gevoel. Pas jouself op, rof op uit. Dus